Goeiemôre, 6 Oktober. Kom ons kyk na die wêreldnuus vir die 6 Oktober. Groot nuus vir die week en wat vandag begin, is dat Hamas sekere dele van Trump se peace talks aanvaar het en dat hulle vandag in Egipte gaan begin met praatjies oor hoe om al die Israeli hostages vry te laat en dan ook hoe Israel gaan van die Palestynse gevangenes in Israel vrylaat om terug te keer na Gaza toe. So ons gaan nou maar sien, hoe gaan die vredespraatjies. Trump het dit baie duidelik gemaak vir Hamas, as hulle net kom game speel en goed nie aanvaar nie of niks doen nie, moet hulle verstaan, daar gaan total obliteration of hulle wees. Hulle gaan heeltemal uitgehaal word. So, hy het dit reg gekry om die Israelis te convince om te staak vuur vir nou, dat hierdie talks aan kan gaan om die hostages vry te kry en aan die ander kant ook te vry te laat. Maar ons sal sien hoe ver kom dit en hoe lank Hamas sal daarby hou. Sover ek weet is terrorisorganisasies nie altyd te maklik om mee te onderhandel nie. Hulle wil hulle eie ding doen. Dan gister het die Amerikaanse president Trump het hy bygewoon die 250ste verjaarsdag van die US Navy. Lekker groot feesvieringe daar gister en vandag en so aan. En dan ook het hy op sy toespraak gister gesê weer, maar is gister nog 'n boot gestryk van Venezuela wat drugs probeer inbring het in Amerika. Dis nou al die 4de boot wat gestryk is. En dit raak al hoe minder en minder, daar's baie minder verkeer nou, bootverkeer tussen Venezuela en Amerika, juis hieroor, selfs visserbote bly die omgewing uit. So hulle weet, daar's 'n volskaalse oorlog op die oomblik teen drugs en drugkartels. En dit is 'n feit dat dit sal aanhou tot die Amerikaanse regering tevrede is dat daar nie meer drugs in Amerika aankom nie. Die volgende oorlog wat gaan kom in terme van dit is 'n landoorlog, met ander woorde. Ons sny nou alles op die see af, wat in die see ingekom het en nou ook in die land. Jy weet, druglords en goeders op die grens oorskuif, veral daar tussen Mexico en Amerika, as daar plekke wat hulle nog steeds probeer deursypel om met manne op die grond, en dan ook op die Weskus, veral van Mexico af op die Weskus, daar na San Diego rigting toe. Hulle het al in die verlede duikbote gekry, jy weet, die kartels maak hulle eie duikbote om drugs om te smokkel om die grens daar, om by San Diego se omgewing by die kus in te bring. Daar word ook gepatrolleer vir dit. Dan is daar groot moeilikheid op Mount Everest. Daar's 'n groot blizzard op die oomblik op Mount Everest en hulle moes vinnig in die gang spring, die owerhede. Hulle het sover al 350 mense gerescue van die berg af. Daar's nog so 200 wat hulle probeer bereik om af te kom. Om almal af te kry op die oomblik, want die blizzard is redelik erg en die grootste bedreiging is maar hypothermia, so hulle is besig om met daai proses in. Jy dis nie net van kom ons pak op en loop gou van die berg af nie, dit is 'n hele ander proses. Dis nie net loop op die berg en loop af die berg nie. Die proses is groot, so hulle is besig met 'n proses om die mense daar af te kry en hulle uit die koue uit te kry. Jy weet nie hoe lank die blizzard gaan nou en hoe lank die koue gaan nou voor mense weer kan terugkeer om Mount Everest te gaan klim nie. Dan 'n ander groot nuus sover vir vandag is die Prime Minister van Frankryk, se Prime Minister, Sébastien Lecornu, hy het bedank vandag, minder as 'n maand vandat hy in charge gevat het as die Prime Minister. Dit beteken Macron, wat die president is, hy het nou al 5 Prime Ministers gehad in die laaste 2 jaar. En hy is besig om support te verloor. So daar's chaos, 'n groot krisis in die Franse regering aan die gang. Weet nie wat daar gaan uitkom nie. En jy weet, die Franse is mos 'n nasie wat hou van optogte en protes teen hulle regering. So ek dink ons gaan nog protes sien in Swaan. En lyk my binnekort gaan ons sien Macron se regering wat hy het met sy prime ministers wat nie lank hou nie, gaan tentoe nie baie lank weer staan. Ons sal sien wie vat oor. Dan kom ons by die history vir vandag. Die history vandag die 6de Oktober, wat het gebeur op hierdie dag in 1973. Het die Egipte en Syrië coordinated attack op Israel gedoen met die begin van die Yom Kippur War.
later met die oorlog se begin, het 'n klomp ander Arablande hulle by Sirië en Egipte geskaar. Hulle het 'n grootskaalse oorlog teen Israel gedoen. Al die Arablande rondom Israel het deelgeneem. Oorlog het net 2 weke en 5 dae gehou en Israel was het die vermoë gehad om hulle af te weer. Hulle het 'n paar goed verloor in die begin en daar's deurbrake gemaak deur Sirië en Egipte op party plekke. Maar Israel het die vermoë gehad om hulle te reconcile en hulle weg te dryf. En na 2,5 weke se oorlog is daar skietstaking en peace talks gebring en op die ou end het die Arabs die grootste pyn gekry. As jy net kyk na nommers, troepennommers is die Israelies is daar hier by die 2000 gewond en 'n paar dood en 'n paar ekstra gewond teenoor die Arabs wat baie meer hier 5 na 8000 dood en baie meer hier tot by 18000 gewond gehad het. Israel het 400 tanks verloor in hierdie oorlog en die Arabs combined het op hulle kant het hulle meer as 2300 tanks verloor en waarvan die Israelies 400 tanks wat nog diensbaar was afgevat het by die Arabs en in hulle eie weermag ingesit het. Israel het 102 van hulle vliegtuie verloor teenoor die Arabs sou meer as 500 vliegtuie wat hulle verloor het en dan het Israel 19 van die Arabse skepe gesink en niks van hulle eie skepe verloor nie. So dit was 'n harde bloedneus vir die Arab lande gewees wat hierdie surprise attack gedoen het op Israel en ek dink daarna het hulle dis hoekom hulle daarna 2 keer dink voor hulle Israel net attack. Amerika was die enigste land wat Israel kom support het met wapens en nie met direkte aanval nie, maar dat hulle support met geld en wapens en die USSR het die ander spanne gesupport. Hulle het al die Arab lande gesupport. So was die Yom Kippur War dan in 1973 en 'n groot bloedneus vir al die Arab lande rondom Israel wat gedink het hulle gaan Israel surprise en hulle oorvat. Dan in 1987 het Fiji 'n republiek geword. En dan kom ons dus op die einde van vandag se nuus. Dis is die nuus en die history. Dan sien ons mekaar weer môre met wêreldnuus vir môre. Hopelik vandag, nie hopelik, maar vandag is daar weer 'n gewoutery vir die shutdown van die US government. En ons sal sien, maar ek glo nie die Democrats, hulle is nog nie hard genoeg probleme gekry van hulle constituents af of hulle die bevolking af nie. So ek vermoed dat die Democrats vandag weer die budget vote sal blok, laat dit nie deurgaan nie, dat die government toe bly vir nog 'n dag of paar. Ons sal maar sien wat kom daar uit. Dan sien ons mekaar weer môre, geniet die dag.